Genadige, barmhartige Vader in die hemel, Here, vanmôre raak ons stil voor U aangesig en ons pleit vanmôre met U teenwoordigheid in die vorm van die Heilige Gees en die engele. Here, ons is so geneig om af te dwaal. Here, daar is niks wat ons vir U kan wegsteek nie, want U weet alles. U is oral elke dag by ons. U sien ons, U laat ons nooit alleen nie. Here, ons pleit vanmôre dat U met my spesiaal sal wees, dat U deur my sal spreek in die woorde en dit wat ek voorberei het, dat dit van U afkom. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, goeiemôre ook en welkom vanmôre in die huis van aanbidding van my kant af. Ek wil hê jy moet saam met my lees in die boek van Handelinge. Handelinge 10 is 'n bekende gedeelte. Ek gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 10. Die hoofman Cornelius is die opskrif daar. Acts 10 vers 1 to 10. Ek wil eintlik meer gedeeltes, maar ek gaan aanraak by elke teksvers tot en met die verhaal, want ek gaan met die deel van hierdie twee verskillende op twee plekke wat gebeur het in hulle se lewe. En daar was 'n man in Caesarea, 'n man met die naam van Cornelius, 'n hoofman oor 100 van die sogenaamde Italiaanse leerafdeling. Hy met sy hele huis was vroom en godvreesend en het baie aalmoese aan die volk gegee en was altyd deur in die gebed tot God. Hy het duidelik in 'n gesig omtrent die 9de uur van die dag 'n engel van God na hom sien inkom en vir hom sê, Cornelius. En hy het die oë op hom gehou en vol vrees gesê, wat is dit, my Heer? Toe antwoord hy hom, jou gebede en jou aalmoese het voor God in gedagtes gekom. Stuur dan nou manne na Joppe en laat vir Simon haal, wat ook Petrus genoem word. Hy is tuis by 'n sekere Simon, 'n leerlooier, wie sy huis by die see is. Hy sal jou sê wat jy moet doen. En toe die engel wat met Cornelius gespreek het weg was, roep hy 2 van sy huisbedienis en 'n vroom soldaat, van die wat altyd by hom was, en vertel hulle alles en stuur hulle na Joppe. En die volgende dag, terwyl hulle op pad was en naby die stad kom, het Petrus omtrent die 6de uur op die dag geklim om te bid. En hy het baie honger geword en wou eet, en terwyl hy besig was om klaar te maak, het daar 'n verrukking van sinne oor hom gekom. Vers 11 sê, hy sien die hemel geopen en 'n voorwerp, soos 'n groot laken na hom afdaal, wat aan 4 hoeke vasgebind is, en op die aarde neergelaat word. Mag hierdie gedeelte op elkeen van ons harte inklank sal vind. Kom ons open die erediens deur hartlik saam te sing van lied nommer 169, 169. Oh,
dankie ons Hemelse Vader dat ons vanoggend weer hier in die huis kan wees. Here, ons dankie vir die beskermende hand wat ons veilig hierheen gebring het. En ons wil U vra, Here, dat U hier sal wees, dat U hier saam met ons sal tabernakel, sodat ons U teenwoordigheid werklik kan aanvoel. Here, ons wil vanoggend dink aan hulle wat siek is, hulle wat nie wel is vanoggend nie. Here, ons vra dat U daar teenwoordig sal wees, of dit by die huis is of in die hospitaal. Here, U ken elkeen se omstandighede en ons wil bid, Here, dat U daardie persone nie sal verbygaan, maar U sal aanraak en hulle ook sal genees. Here, hulle wat graag vanoggend hier wou wees, wil U ook vir hulle ook moontlik maak om volgende Sabbat ook hier saam met ons te kan wees. Ons dink vanoggend, ons wil ook vir Patrick kan ek opdra, Here, wat vanoggend U het hom geroep, U het hom 'n boodskap gegee, en ons wil bid, Here, dat U 'n dubbele mate van seën oor ons sal uitstort, sodat hierdie boodskap wat hy vir ons bring, dat dit reg van U troon van genade tot ons harte sal spreek. Ons dankie, Here, dat ons ook in staat is om U tiende en ons bring die tiende na U toe, Here, en ons dankie dat ons 'n offergawe ook vanoggend kan bring, en ons wil bid dat U dit werklik sal seën, en dat U dit sal vermenigvuldig, en dit sal gebruik waar U die beste weet waar dit moet gaan. Gaan nou met ons, Here, vergewe ons al ons oortredinge, al ons swakhede, maak ons ore en ons open ons harte oop om die boodskap te ontvang. Ons dank U en ons vra dit alleen in Jesus naam. Amen. Ons sal die verder voortsit, ons sal saam sing van lied nommer 208 staan.
Weer eens baie dankie vir die geleentheid om iets saam met julle te deel vandag op hierdie Sabbatdag. My titel van my preek is Getuig ek nog vir God. Getuig ek nog vir God. Ek wil begin om vir my julle net aan te sluit met die Sabbatskool van Janelle vanoggend, wat sy gesê het van toe sy hier gekom het in die gedeelte wat sy gelees het van Lot se vrou. Ek het ook 'n preek gehad een keer oor die storie van die gedeelte wat sê remember Lot's wife. Die skrif sê remember Lot's wife. Die naamlose vrou. Daar was nie 'n naam gekoppel aan hierdie vrou nie. Sy was naamloos gewees. En ook toe sy gesê het, toe sy hier kom, sy was beter af as wat ek was, toe ek gevra het in die plek gekom het, waar is die Adventiste kerk by die kollegas? Toe ek in welkom gekom het, toe die persoon my gevat na verskillende kerke, toe sê ek vir hom, maar dit is hier die Adventiste kerk nie. En toe het ek maar begin ek Google en in die koerant gekyk, wat hulle het daar, die plaaslike koerant, en gelukkig het hulle advertensie gehad. En toe kon ek daarom die adres skryf in die kerk en na die kerk toe gaan. En toe ons hierna toe trek, 2010, toe was gelukkig, Walter Veit was hier gewees, toe het hulle 'n groot vol bladsy in die plaaslike koerant gehad. Op die kon ons toe waarom hier kom, toe's Walter Veit hier en toe kon ek die kerk kry. So ek was daarom ook gelukkig gewees. Maar sy was gelukkig wat iemand wat die kerk ken. En dit is waaroor het gaan vanmôre hierdie verhaal van my. En ek wil begin met vir julle 'n verhaal te vertel van hierdie Deense filosofie man, hy was gewees Kierkegaard. Hy het 'n storie vertel van hierdie wilde ganse. Hulle het van Europa af het hulle na Denemark toe gegaan, Denemarke. As gevolg van die weersomstandighede, hierdie ganse het hulle gevlieg soontoe. En hulle het altyd so ver op die see, in die oseaan, het hulle gegaan om hulle voedsel te kry om vis te vang. En toe wat gebeur is, daartoe 'n visfabriek op een van die lande by die kus, het 'n visfabriek geopen. En hulle het toe al die afvalvis wat hulle nie gebruik nie, het hulle in die see ingestort. En terwyl hierdie ganse daar verby gegaan het, toe ontdek hulle maar hier, by die hawe, hulle hoef eers meer ver te gaan nie, is hierdie vis wat hulle kon eet. En hulle het toe besluit, soos hulle afgeval het, het hulle daar gesit. Elke dag was daar, en so het hulle maar net opgekom en op die klippe weer gesit. En elke oggend, dan gaan hulle maar net hier, waar die vis gestort word in die see, dat hulle almal daar. En ewe skielik toe gebeur iets. Die fabriek het toegemaak. Daar was toe nou nie meer vis gewees nie, wat hulle elke dag kon kry nie, asof hulle breakfast nou ewe skielik weggevat is van hulle. En toe het hulle begin daar, op hierdie klippe wat hulle is, toe begin hulle amper as hulle murmureer, hulle het nou al vergeet, hoe is dit om gaan soek toe vir jou kos, en hulle het nog gaan sit, daar op hierdie gedeelte, op hierdie klippe, en begin beklei onder mekaar, want hulle het nou nie meer geweet wat het is, om vir jou kos te gaan soekie. En dit is wat gebeur het met hierdie ganse. En hulle het toe begin treur, hulle het hongerig gelyk, want hulle het vergeet hoe dit was om vir jou kos te gaan soek, want hulle was afhanklik gewees van die mensdom wat vir hulle vis voorsien het. En dit is wat gebeur het, hulle het koud geword. Van hulle het nou al minder, want hulle begin doodgaan. Hulle het al minder en minder geword, totdat van die ganse gesien het, maar dit kan nie so aangaan, en weer die oseaan ingevaar het, om vis te gaan vang, en die anders het so maar soos die dag kom, het hulle maar gevolg. En die tekstvers wat nou daar rondom is opgeteken in die boek van Hebreërs 12. Hebreërs 12 vers 3 wil ek vir julle lees. Want julle moet ag gee op hom wat so teespraaks van die sondes teen hom verdra, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie.
Geliefdes, wat dit eintlik vir ons sê, ons moenie koud word nie. Ons moenie koud word nie. En hierdie gedeelte van my preek sê, getuig ek nog vir God? Waarom moet ek getuig? Die vraag wat vanmôre vir myself afgevra word, getuig ek nog vir God? Maak ek 'n verskil in mense se lewens? Ek vertel nou net vanoggend vir 'n paar dae agter, met COVID, net voor COVID tyd, toe ons daar ingetrek het by die huis, daar op die draai, is 'n dame, sy gee wiskunde vir skoolkinders van verskillende groepe. 'n Man het altyd met die hond daar om die blok geloop, en as hy daar buite is, dan groet ek hom altyd, gesprek met hom aangedoop. En toe ewe skielik, toe COVID kom, niemand is meer in die straat nie, jy sit nie meer buitekant hier in. Al die dinge het gebeur. En COVID het gekom en gegaan en ons moet na, soos hulle sê in Engels, assume, as gevolg van COVID, is hierdie man nie meer daar nie, hy is oor see, ons het hom aangeneem, hy werk oor see, hy kan nie huis toe kom nie. 3 jaar het verby gegaan, en 4 jaar het verby gegaan. Toevallig praat ek die dag met my buurman ook aan die pad, hulle is op pad Australië toe, en terwyl ek begin uitvra oor wat te vertel, ek vra vir hom van die man, waar werk die man? Toe sê hy vir my, die persoon is oorlede. Ons het aangeneem, die persoon werk oor see, en hy kom, net nou en dan kom hy huis toe. Hy was die Saterdagoggend, was hy op pad, sy kinders, het saam met die man se kinders netbal gespeel, en hy het sy dogter afgelaai by die bus, by die skool wat hulle so Johannesburg te vat om netbal te gaan speel. Toe hy terugkom, toe hy op die bank gaan sit, en vir sy vrou gesê, voel nie lekker, jy gaan so 'n bietjie lê. En hy is dieselfde oggend, daai oggend is hy oorlede. Meer as 4 jaar gelede. Ons het dit nie geweet. Alles as jy binne in jou huis is, jy maak jy hek toe. In my straat ek ry, ek sien hier sê ek het geweet, hulle het die huis gekoop waar ons in gebly het, in Libra straat 6. Hy is die area bestuurder van Netbank. Ons het geweet, en hulle het gesê, as hulle altyd weggaan, daar's iemand wat kom kyk na sy ma, sy skoonma. Sy is amper 100 jaar oud. En die dag toe ek verby ry, toe sien ek hier staan die Lexwa hier voor die deur, want ek ken die persoon wat die Lexwa bestuur. En ek ry verby en ek sê vir my vrou, maar iets het gebeur daar by Dani se huis. Ek weet nie, want ons weet, ek het gehoor sy vrou het kanker gehad, maar sy het dit oor, is in remissie. En dit is toe ons is op 'n groep, hulle het op die groep gesit, dat die tannie oorlede is. Weereens 'n geleentheid vir my het verby gegaan, om net na daai mense toe te gaan en 'n gebed gaan doen. Om 'n aanknopingspunt by daardie mense te kry. Daardie geleentheid was nie daar nie. Hoeveel keer kom geleenthede, sit die Here geleenthede op ons pad, om 'n aanknopingspunt te vind, om te gaan getuig vir God. 2 weke gelede, dis dit nie 3 weke is nie, gaan sien ek die persoon so 2 huise van my af. En ek gaan gesels met hom, en ek het altyd die tannie met die groen karretjie gesien, sy het in 'n woonstel agter hulle se yard gebly. Maar ek sien toe as ek verbyry, hulle is besig om te werk in die woonstel. Iets sê vir my, hulle restaureer nou maar net die woonstel, sodat die tannie kan lekker bly. En terwyl ek daar na hom toe vra ek vir hom, restaureer hulle nou vir die woon, ek sien nie meer, ek sien die karretjie ry, maar ek sien nie die tannie ry die karretjie. Toe sê hy vir my, sy skoonma, sy is oorlede. Nog 'n geleentheid wat verby gegaan het, van iemand om te bereik, of daardie gesin, net in te loer by hulle. Niemand weet nie. Ons weet nie. Ons het nie gehoor nie. Dit is wat gebeur. Cornelius was 'n hoofman oor menigte van die Italiaanse regiment. Hy het oorgeplaas na hierdie stad toe, Caesarea, om daar te gaan werk vir die Romeinse ryk. Dit was sy opdrag gewees. Hy het met sy gesin, dat hy tussen hierdie Joodse persone, mense gebly, want hy was gestuur gewees as leier. Hy moet toesien dat die Jode
die reëls van die Romeine nakom. Dit was sy opdrag gewees. Daar het egter iets met hierdie heidense persoon gebeur. Die skrif sê vir ons, hy en sy hele gesin, as ons kyk in die ooping van die Bybel sê dat vir ons sy hele gesin was vroom gewees, hulle was goeie mense gewees. Want dit is nie net sy eie gesin, sy vrou en kinders gewees nie, daar was bediendes ook gewees, mense wat hom gehelp het in die opdrag uit te voer van hy moes miskien gewees soos 'n raad wat hy gehad het. Daar moes 'n hele paar persone gewees het. En die skrif sê vir ons, die Bybel sê vir ons, hy en sy hele huisgesin, so dit neem aan al daai persone wat saam met hom daar was by die huis. Hulle moes moes hulle tot bekering geword. Die Bybel noem vir ons hierdie persoon se naam, Cornelius. Cornelius moes die inisiatief geneem het om tot bekering te kom. Nêrens in die Bybel vind ons wat dit vir ons opgeteken is, wat het aanleiding gegee dat hy tot God gebid het nie. Hier bid hierdie persoon en hy bou 'n altaar in sy huis. 'n persoon, 'n heidense persoon wat 'n altaar bid en hy bid vir 'n God wat hy nie kan sien nie, waar hy voorheen gebid het vir gode wat hy kan sien. Sien ons dat hierdie persoon, hy moes dit gedeel het met sy mense rondom sy huisgesin. Want die skrif sê vir ons almal het tot bekering gekom. Cornelius was 'n heiden by geboorte. Hy het nie so groot geword nie, maar iets in sy lewe moes gebeur het. Die Heilige Gees het hom op 'n spesiale manier aangeraak, sodat hy tot God gebid het. Geliefdes, in die skrif sien ons ook in die gedeelte van Daniël, Nebukadneser. In die boek Daniël 4 sien ons dat Nebukadneser het daardie gedeelte geskryf. Hy het geërvaar, hy het gesien wat gebeur het, het met Daniël gepraat, het gesien, maar die God wat hierdie mense dien, moet iemand baie belangrik wees. Maar uit hierdie geleentheid het hy nie gebruik gemaak nie. Net soos ek ook daardie geleentheid nie gebruik gemaak het, om in daardie indruk op daardie mense rondom my te maak nie. So het Nebukadneser, ons weet wat die uiteinde van Nebukadneser gewees het. Die ryk jong man ook. Die Bybel verwys net na die ryk jong man, net soos Lot se vrou. Naamlose persone. Hierdie persoon se naam word genoem, hierdie Romeinse persoon. Ons moet egter nie vergeet nie dat die Jode die Romeine gehaat het, as gevolg die onderdrukking wat hulle ervaar het op 'n daaglikse wyse van die Romeinse ryk. Dit was miskien nie Cornelius gewees nie, maar die mense wat vir hom gewerk het. Daar miskien mense binne in sy huisgesin wat daar gekom het van Joodse mense, wat miskien vir hulle gehelp het met iets in die kantoor of wat ook al in die huis gedoen het. Maar iets moes gebeur het wat hierdie persoon tot verander gekom het. Die skrif sê vir ons, die Jode het egter nie gewys wat hulle soos gewoonlik aangewys dat daardie haat wat hulle het vir die Romeine nie. Hulle het maar aangegaan met hulle se routine, daaglikse routine. Die waarneming wat Cornelius van hulle gemaak het 'n ommekeer in hom en sy huisgesin se lewe gemaak. Hy het ook daardie huisaltaar binne in sy huis opgerig. 'n heiden se persoon wat nou tot die Jode se God gebid het. Hulle het 'n lewensondervinding ervaar wat ander van ons net kan droom van. Hoeveel keer sit ons en besluit, maar ek wil 'n uitreiking doen, evangelisasie doen of wat ook al. Maar hoe om die mense te bereik? Die eerste ding is, ons moet gaan kniel op ons knieë en vra vir die Here om teenwoordig te wees. Ons sien in die inleiding van hierdie gedeelte, sien ons dat God hierdie man se gebed verhoor het. En hy sê, by my het dit in gedagte gekom. Soveel so dat die engel van die Here met hom gepraat het en hom op sy naam geroep het. Hoeveel keer, geliefdes, roep die Here nie vir my en vir jou op in ons name nie. Hoeveel keer antwoord ek nie
wat ek nie hoor nie. Want ek is doof, ek hoor nie meer God se stem nie. Sê vir ons terwyl hy eendag nog bid en voor sy altaar het hy duidelik die engel van die Here gehoor, sy naam roep. Sy naam was geroep gewees, geliefdes. Net so roep die Here elke dag vir my en vir u op ons name. Ek wil jou gebruik. 'n Heiden wat sy gebede deur God verhoor is, en nou wat 'n persoon is wat hom kontak met hom maak. God maak kontak met hierdie heidense persoon. God het nie vergeet van hom nie. Net so het sê die skrif ook voor, die wat eerste is, sal laaste wees. Daar is ander skape en ander krale. Wie is ek om neer te sien op 'n ander ou wat in 'n ander kerk is? Ons as Adventiste dink altyd, ek het die waarheid. Ek het die waarheid, ek het 'n kaartjie hemel toe, want ek is 'n Adventis. Waar laat dit my en u, maak ek 'n verskil in mense se lewens? Waar ek bly in my omgewing, my vriendekring, by my kollegas? Wat se indruk maak ek op ander mense? Deel ek met hulle die waarheid wat ek het? Die waarheid wat ek ontvang het ook van ander, deel ek dit met hulle? Geliefdes, deel ek die lewende water wat ek ontdek het, wil ek nie graag met ander deel nie. Dit sê vir ons, die Bybel sê vir iemand die gepreek het, sê, ons pleeg die sonde van die woestyn. Want die lewende water wat ek ontdek het, wil ek nie deel met ander nie. Ek wil dit vir myself hou. Dit is wat ek is selfsugtig. Cornelius sien dit, is ek dan skaam oor my verlede? Is daar nog iets wat skeiding maak tussen my en God, dat ek nie wil uitgaan en uitreik na ander nie? Wat is dit, daardie muur wat ek self gebou het tussen my en God? Cornelius antwoord op God se vraag wat hy hom geroep het op sy naam in vers 4, sê, wat is dit, my Heer? Hy antwoord, wat is dit, my Heer? Dan sê, kom God se antwoord deur die engel van die Here sê, jou gebede en almoses het by God in gedagte gekom. Geliefdes, nie dit wat hy net gegee het nie. Die dade was nie genoeg gewees nie, maar hy tot sy geloof in God. Hierdie man het tot geloof in God gekom. Daar twee dinge gebeur. Die Here sê vir hom, jou gebede en jou almoses, dit het in gedagte by God gekom. Werke kan ons nie alleen red nie, maar geloof moet ook wees. Dit moet hand aan hand gaan. Adventiste, ons sê vir ons sê die waarheid, maar wat maak ek met die waarheid? Ek is so geneig om te roem wat ek vir die Here doen. Elke dag hoor dit sê, die vraag wat by my opkom, myself afvra, is God tevrede met my? Is God tevrede met my doen en late? Geliefdes, ons lees ook in die skrif, in 1 Konings 2 vers 20, lees ons hierdie gedeelte van Hiskia se vraag. So het vanmorgen lees so 'n bietjie aangeraak, die naam genoem van Hiskia, wat hy ook toe Jesaja, die profeet Jesaja na hom toe gegaan het, en gesê het, jy gaan sekerlik sterwe. Toe sy sy gesig na die muur toe gedraai en sê, en hy bid hierdie gebed, hy sê, Here, dink tog daaraan dat ek voor u aangesig in trou met 'n volkome hart gewandel het en gedoen het wat goed is in die oë van die Here. Geliefdes, hy kom nou en hy sê, Here, maar ek het dan vir jou gewerk. Ek het dan hierdie goeie dade gedoen. Hy het bitterlik geween, sê vir ons in die verhaal, want hy het na die muur toe gekyk, het na die profeet gekyk het, en die profeet het geloop en hy het weggegaan. En terwyl hy weggesit het, Hiskia gebid tot die Here, en die Here het vir hom gesê, Jesaja, gaan terug, want ek gaan 15 jaar by hierdie man se lewe voeg. En terwyl Jesaja vir hom die boodskap bring, het hy gesê, hy soek nie dit nie, hy soek nog 'n teken, die Here moet hom 'n teken gee,
van wat dit gaan wees. Hoeveel keer vra ek en u nie ook die Here, wys vir my, gee vir my daardie teken, wat jy wil eintlik hê ek moet doen. Die bietjie wat ek gedoen het, is nie genoeg vir God nie. Ons is so geneig as iemand sterwe, en daar word sy jullie gegee van die huldeblyk van daardie persoon, word hy so opgehemel wie die wonderlike persoon is. Ook vir myself ook. Baie keer gehoor dat iemand skryf hulle eie huldeblyk van wat hulle wil sê. Ek het baie families van my pa se familie wat predikante is. En die een van die neefs het 'n begrafnis gedoen van 'n persoon. En sy broer was ook daar teenwoordig by die begrafnis. En terwyl hy hierdie persoon begrawe, terwyl die kus sak, het hy iets gesê oor hierdie persoon. En toe vra hy vir die mense, maar waar is sy broer? En hy roep toe sy broer, en die broer vertel vir ons die storie. Hy het toe vorentoe gekom, en hy staan daar so hoog, waar die hoopie sand uitgegooi is in die graf. En hy gaan staan bo op. En die predikant waar daar staan, preek toe, en hy sê, julle ken mos my broer. Julle weet mos hoe hy lewe. Nou hierdie persoon wat is vandag begrawe, en my broer, hulle is voels van eners vere. Daai broer van hom het nie so mooi lewe gehad. Hy het nie 'n mooi lewe. Hy vertel vir ons, hy weet nie waar hy gevoel hy moet maar binne in die graf inspring. Want hoe voel hy die vernedering wat daar is? Want hy het nie doekies omgedraai en gesê, die persoon wat hier begrawe word en daai persoon. Sy lewens is presies dieselfde, want die mense ken sy broer. Ons is so geneig om daardie mooi prentjie te skets van hoe my lewe lyk. Wie ken eintlik vir Patrick Johnson agter die skerms? Wie ken eintlik vir my? Voor God is ek nog gereeld daardie persoon, maar ek dwaal so maklik weg van God af met my doen en late. Ons sien ook in Handelinge 10 vers 9, stuur God vir Petrus na Cornelius toe. God het geweet, God gebruik vir Petrus wat in Joppe is, 'n stad ver van Caesarea af, gebruik God 'n persoon, en hy gebruik vir hierdie persoon, Petrus. As ons kyk in die skrif van Handelinge, toe hy begin het, wie is die persoon wat leiding geneem het, nadat Jesus opgevaar het? Petrus was een van hulle, wat leiding geneem het. Maar geliefdes, Petrus het die Heilige Gees ontvang, maar daar was iets in sy lewe, wat nog skeiding gemaak het, tussen hom en God. Iets in sy lewe was 'n probleem gewees, daarom gebruik die Here spesiaal. Hy kon iemand anders gebruik het, sy broer gebruik het, om gestuur na hierdie Cornelius toe, maar God gebruik vir Petrus. Want hy wil hê Petrus moet ook 'n verandering in sy lewe bring. Daarom gebruik hy en sê, gaan na hierdie persoon. Die gesig wat Cornelius gesien het, van hierdie persoon, hy sê, stuur jong mense na daarse persoon met die naam van Petrus, Simon, gaan haal hom. Terselfdertyd daardie uur van die dag het Petrus ook 'n gesig gesien van die laken wat laat sak terwyl hy honger was. En die stem kom na hom toe en hy sê, slag en eet. En hy sê, nooit die Here, ek sit nie my mond aan iets wat onrein is nie. Maar dit het nie gegaan oor die onreinheid van dit wat hy moet eet nie. Petrus het op daardie oomblik nie verstaan wat God eintlik wil vir hom sê. Geliefdes, ons sien tussen die lyne, ons sien in Handelinge 10 vers 28, sê Petrus terwyl hy daar met Cornelius in daardie man se huis is, in daardie kamer, sien ons hierdie gedeelte wat die probleem is van Petrus, en hy sê vir hulle, dit is nou Petrus, julle weet dat dit ongeoorloof is vir 'n Joodse man om met iemand van 'n ander volk omgang te hê, of om hom te soek, maar God het my getoon dat ek geen mens onheilig of onrein mag noem nie. Petrus het vooroordeel in sy lewe gehad. Petrus het nog 'n vooroordeel oor ander nasies gehad, persone van ander nasionaliteit. Dit is wat Petrus se probleem was.
Daardie naaste liefde wat ek nog nie wil, ons deur die storie vertel het van die naaste liefde, ek kan nie verby dit kyk nie. Dan vra ek vir God, wie is my naaste? Petrus het daardie probleem gehad. Hy het vooroordeele nog hoogtyd gevier in sy lewe. Petrus, daardie vooroordeel wat daar was, moes uit sy lewe uit verwyder word. God gebruik hierdie geleentheid om nie net vir Kornelius en sy gesin te wys wie God werklik is nie, maar ook vir Petrus, sodat sy geestelike oë kan oopgaan. Dit is wat God gebruik. Baie keer gebruik God vir ons om ander mense te bereik, maar is ek bereid om te gaan getuig vir God? Net so verwag God ook van elkeen van ons vandag om uit te gaan na ander mense toe. Ons is baie keer baie selektief. Ek kies na wie toe ek wil uitreik. Ek is selektief. Of ek vra, wie is my naaste? Geliefdes, die Bybel sê vir my, as ek my naaste te nakom, sal my naam nie in die boek van die lewe geskryf word. In Handelinge 10 vers 34 sien ons hierdie woorde, en Petrus het sy mond geopen en gesê, ek sien waarlik dat God nie onderskeid maak nie. Geliefdes, iets moes gebeur in hierdie lewe van Petrus en Kornelius. God gebruik 'n persoon daar ver, wat in Johannesburg is, om iemand in Pietersburg te bereik. Om vir daardie persoon te sê, maar jy moet gaan, ek wil hê jy met daardie persoon te sien. Baie keer wonder ek, as ek so stil sit daar en ek drink terug, dan kom die woorde by my op en ek dink, maar hoekom het die Here vir my Pietersburg toegebring? Net soos Janelle ook vanoggend gevra het, 'n onbekende waar niemand ken nie, ons ken niemand nie. Ek het daarom iemand geken, 'n kollega wat saam met my gewerk het. Maar waarom die Here? God wil vir ons gebruik op ander plekke. Dit is wat God wil doen. Is ek bereid om te gaan, of waar ons moet gaan? Die Here wil elkeen van ons gebruik, sodat ons die Here se werk kan klaar maak. Geliefdes, ek wil weer vir u afsluit met hierdie verhaal ook, van hierdie verhaal van ganse. Daar was ook 'n verhaal gewees van hierdie ganse wat ook gevlieg het op pad. Hulle repatrieer nou van die een plek na die ander toe. Wanneer dit nou somer word hier, dan gaan hulle weg na die ander plek toe. En terwyl hierdie ganse ook so vlieg, toe sien hulle maar daar onder by 'n boer se plaas, daar's 'n makganse wat daar is, en hulle toe daar 'n stopover gedoen. En hulle het lekker saam gevreet met hierdie ganse. En toe dit nou tyd word, laat hulle moet verder vlieg, toe daar 'n paar van die ganse agtergebly, want dis te lekker hier, so beskutting, jy kry elke dag kos, en dis ver wat hulle nog moet vlieg. En hulle het gebly, en baie kere dat so dit maande verby gegaan, en toe die anders maar weer teruggekom, toe dit nou somer is, weer na dieselfde plek toe. En toe hulle weer verkeerd verbygaan, dan hoor jy die geluide van die ganse wat agtergebly het. Hulle hoor die geruis en die klap van hulle se vlerke. Dan probeer hulle, dan kyk hulle so en hulle probeer opstyg, maar hulle kan nie, want hulle is volgevreet hierso. Want hulle die gebly, dit gaan te lekker hierso. En dit is wat hulle gedoen het. So elke jaar, jare en jare het gekom en jare het verby gegaan. Dan hoor hulle elke jaar daardie geluide. Dan probeer hulle opstyg, maar hulle kan nie hoor as die dak kom nie. Dan sak hulle maar weer af en sê vir hulle self maar volgende jaar. Volgende jaar het gekom en gegaan. Geliefdes, dit is die verhaal wat ons daaruit moet kry. Ons moet nie wag vir môre of vir volgende jaar nie. Ons moet uitgaan en gaan getuig vir God. God verwag vir elkeen van ons om sy werk te klaar maak. Amen.
Kom ons sing ons slotlied, lied 420. Here, onze God, ons Vader, ons sê vir U dankie, Here, vir 'n voorreg wat ons het, Here, uit vrymoedigheid nog voor U te kan staan. Here, U is bereid om ons elke keer te vergewe daar ons verkeerd gedoen het in U oë. Here, ons het die boodskap, ons het die skrif
ons in die handleiding wat U vir ons gegee het. Here, maar ons dwaal so maklik af soos dit opgeteken in die skrif vir elkeen van ons, sodat ons beter persone kan wees, want ons het verkeerd gedoen in die oë van die Here. Here, reken daardie sonde vir ons nie toe nie, en vergeef elkeen van ons, dat ons oë op U gerus sal hou, want ons weet, U ons verlosser leef. Want soos die lied sê vir ons is byna tyds. Ons sien dit voor die deur, die uurglas is besig om leeg te loop. Sal ek eendag in die kring van God sal wees. Amen.